Prys die naam van die Here. Ons gaan met 'n groot God. God wat wonders doen. Onveranderlik. Gister, vandag, tot in alle ewigheid is en bly hy dieselfde. Amen. Het is so heerlik om saam met julle vanmôre hier in Witbank te kan wees en te kan ervaar, man, hier is mense wat Jesus Christus lief het. Hier is mense in hierdie gebou wat God behaag en hom eer en hom saam verheerlik. Man, ek voel soos familie by julle. Amen. Loof die Here. Ek het 'n woord uit die hart van die Here uit voorberei vir u en ek wil dit graag met jou deel. Het is heel toevallig dat ons nou die laaste lied gesing het, die Here maak 'n weg vir my, want my tema is vanmôre dat die Here maak 'n weg vir jou. En so in die ingewing van die oomblik, toe kom 'n liedjie in my hart op, maar sê, ons het mos 'n ou Pinksterlied, wat dit tog so mooi beskryf. As ek altyd heilig leef, sonder haat en goedheid streef, dan weet ek, die Here maak 'n weg vir my, trek voor my uit. Amen. Ek wil hê met die woord van die Here oopmaak en ons gaan lees in 'n baie bekende gedeelte uit die woord van die Here. Ek glo jy het hierdie gedeelte al raak gelees. Ons lees daar in die boek van Jesaja. Jesaja hoofstuk 43. En jy kan dit so lank daar reg kry terwyl ek met u gesels. Die lewe waar ek en jy leef is onvoorspelbaar. Jy weet nie wat môre bring en wat môre gaan gebeur nie. Vandag lyk dit so môre lyk dit dalk heel anders. Dis onvoorspelbaar en ons is so geneig as mens om altyd na die verlede toe te verwys. Is dit nie so nie? Kom ons wees 'n bietjie eerlik met mekaar. As ons vandag 'n boek moet gaan skryf oor ons verlede, gaan ons bladsye en boeke vol skryf oor. Hierdie het met my gebeur, daardie het met my gebeur, ek was al in hierdie omstandighede gewees, ek was al in daardie gewees, en ons verlede wat ons het, dra ons gewoonlik, ons sleep dit naderhand, want die verlede wat ons partykeer het, raak soveel dat ons dit saam met ons moet sleep. En terwyl ons met hierdie verlede saam met ons loop, sien ons soms nie raak wat God vir ons in die toekoms instoor het nie. Want die verlede hier agter my hou my vas. Partykeer lewe ons in die past tense. God het die future tense vir my en jou instoor. Want hoeveel ek en jy ook al kan praat rondom die geskiedenis en ons verlede en ons kan dit gaan ver uithaal vanmôre, ons kan die politiek gaan uithaal, ons kan baie dinge gaan sê, maar ek gaan nie in daai rigting gaan nie. Wat in die verlede is, behoort in die verlede te bly. God het 'n plan vir die toekoms vir jou vandag, vir hier in hierdie plek. God het 'n visie vir jou, hy het 'n hart vir jou, en hy wil jou vanmôre vat, en jou uit daai verlede uitruk, want hierdie verlede hakke, wat ons so vashou soms, bind ons, sodat ons nie kan sien wat God, dit maak ons blind vir wat God vir my en jou instoor het. En ek wil hê jy met die woord dan saam met my vat, en ek gaan lees vir jou hier in die 18de vers van Jesaja 43. Luister mooi, hierdie gedeelte is so 'n bietjie geskiedenis rondom hierdie verwysing uit hierdie skrif uit. Leer ons hier dat die volk eintlik hier uit ballingskap uit was. Hulle was eintlik vasgedruk gewees en hulle het uitgelei geword. En God kom en hy gee vir hulle nuwe hoop. Hulle het ook 'n verlede wat hulle vasgehou het. Kom aan. Hulle het ook 'n verlede, net soos ons 'n verlede het, was daar ook 'n verlede wat hulle 'n bietjie teruggehou het tot die oorwinning in Jesus Christus, of tot die oorwinning in God op daardie stadium. En ons lees hier, en ons gaan nou vanaf vers 18 lees. En hier kom die woord, en hy sê die volgende. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie, en sla nie ag op wat
vroeër gebeur het nie. Dan gaan vers 19 is vir my, dit is vir my so mooi vanmôre. Vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkalse en die volstruise, want ek gee waters in die woestyn. Riviere in die wildernis, om my volk en my uitverkorenes te laat drink. Tot en met so ver. Kom ons sluit ons. Vader, dankie dat U vanmôre by ons kom stil staan uit die woord uit. Dankie dat die woord die waarheid is. En die waarheid bring lewe in ons. En Here, my gebed is dat hierdie woord wat vanmôre gebring word aan hierdie gemeente, nie net aan hierdie gemeente waar iemand dit ook sien, Here, dat dit lewe in hulle sal inbring. Vader, dat ons sal klaarmaak met die dinge van gister en ons sal strek na God wat vir ons 'n ewigheidsplan het. In die lieflike naam van Jesus Christus. In hierdie parafrase, in hierdie gedeelte wat ek hier gelees het, is daar 4 gedeeltes wat ek so kort met jou as kind van die Here vanmôre mee wil deel. 4 gedeeltes wat vir my ongelooflik uitstaan. Wat vir my ongelooflik geestelike waarde in my gees gee. Terwyl hierdie volk in hierdie situasie verkeer, kom God en hy gee hulle hoop. En hy sê vir hulle hier in die woord, moenie julle kwel oor dit wat vroeër gebeur het. Vroeër gebeur het nie. Moenie julle kwel oor dit wat vroeër gebeur het. Miskien sit jy vanmôre in hierdie gebou en dan so 'n bietjie geskiedenis in jou lewe. Mense kyk so 'n bietjie snaaks na jou. En jy wonder wat jy hoe gaan ek hierdie regmaak? Ek het dalk dinge gedoen in my lewe wat dalk nie reg was nie. Jy sit dalk vanmôre hier en jy bekommer oor jou finansies. Jy sit dalk vanmôre hier en jy is bekommerd oor jou huwelik. Want daar's dinge wat gebeur het wat jy voel dalk nie reggemaak kan word nie. Jy sit dalk vanmôre hier en jou liggaam het krankheid en hom. En jy wonder, Here, hoe gaan ek hierdie kan saam met my vat? Die pad vorentoe. Jy sit dalk vanmôre hier en jy sit met bekommernis oor jou kinders. Wat ook die pad byster geraak het en jy bid elke dag vir hulle. Hulle kom op die punt waar hulle self bekeer en tot U wend nie. Jy sit met daardie laste wat jou vashou. God sê vanmôre, moenie dink aan dit wat vroeër gebeur het nie. Want ek het vir jou 'n ewigheidsplan. Nie net vir jou nie, vir jou kinders en hulle kinders. En hulle kinders, al wat jy moet doen vanmôre is om hulle by my voete te kom neerlê. Ek het 'n ewigheidsplan, ek sien verder as vandag. Ek sien verder as gister. Ek sien verder as wat met jou gebeur het, want daar's 'n toekomsplan. Die dinge wat vroeër gebeur het, maak nie saak nie. Dis die eerste gedagte wat ek met jou net so wil bietjie laat lê, laat jy daaraan dink. Die tweede gedagte wat ek wil hê, jy moet vanmôre na kyk. Die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Maar dan gaan hy die B-gedeelte van hierdie teks weer sê, dis my net so mooi. Sal jy dit nie merk nie.
sal jy dit nie merk nie. En dan is daar 'n vraagteken. Sal ek dit dan nie merk nie? Met ander woorde, in jou omstandighede waar jy jouself in beleef vanmôre, het God alreeds begin werk. Want hierdie teksgedeelte beklemtoon eintlik dat hier alreeds 'n wonderwerk begin gebeur het. Ek gaan iets nuuts maak, maar ook dit het alreeds begin in jou familie, in jou finansies, in jou huis, in jou verlede. En dit het alreeds begin. Jesus Christus het alreeds vir jou gesterwe aan die kruis en hy het opgestaan triomfantlik uit die doodheid en hy regeer vanmôre. En daardie ontvanklikheid is vanmôre in jou hart as jy hom ontvang vanmôre. Sal jy dit nie merk nie? God is already busy. Maar ons staan verward rond. Here, wanneer gaan U vir my help? God is besig alreeds in jou gees. Die derde punt wat ek in hierdie parafrase raak lees, is die woordjie woestyn. En die woordjie pad. En luister mooi wat dit vir my impliseer as ons bietjie gaan kyk na die karaktereienskappe van 'n woestyn. En ek moet met u vra om met my te deel vanmôre rondom hierdie gedagte van woestyn. Wat sal jy vir my kan sê? As ek kyk na 'n woestyn, dan sien ek sand. En dan sien ek sand. En oral waar ek draai, sien ek sand. Ek sien nie lewe nie. As ek kyk na 'n woestyn, dan sien ek dat daardie sand in die woestyn is onbruikbaar. Jy kan nie daarmee bou nie. Jy kan nie op dit bou nie, want dit is los, dit skuif. Jy kan dit nie kompakteer om 'n vaste basis te maak nie. Jy kan niks met dit doen nie, dit is nie lewendig nie. Dit word wel deur die wind versprei. Eendag as jy in 'n woestyn is, sien ek, dan is daar 'n duin, en die volgende dag het daardie duin geskuif. Met ander woorde, jou omstandighede, wanneer jy in 'n woestyn is, verander konstant. En ons is so vasgevang in ons lewens in 'n woestyn, dat ons droogte ervaar in ons gees. En ons kan nie groei nie. Want die sand waai die volgende duin net eenvoudig voor my in. En nou kom die woord hier en hy sê, hier vir Jesaja om te sê vir die volk, vir Israeliete, kyk, ek maak 'n pad in die woestyn. En as jy deur droogte gaan in jou lewe, bid jy mos, Here, haal my uit hierdie droogte uit, ek het dors, en jy bid, Here, haal my uit my omstandighede uit. Sit my net daar neer, Here. God sê, hy gaan dit nie doen nie. Maar wat hy wel vir jou doen, is hy maak vir jou 'n pad in jou omstandighede. Hy moes nou amen gesê het. Hy maak vir jou 'n pad in jou omstandighede. Al lyk dit vir jou of hierdie sand te veel geword het in jou lewe. Al lyk dit vir jou of dit te veel is. Ek kan nie daar aan die ander kant uitkom nie. Ek weet nie hoe ek hierdie duin gaan uitklim in my gees nie. Ek weet nie hoe ek daaraan gaan kom nie. Sê die Here, moenie bekommerd wees nie, want God sê hy maak 'n pad vir jou in daardie woestyn. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, want die pad wat ek vir jou voorberei het, is 'n pad wat ek vir jou gaan gee. Jy hoef nie self daarvoor te soek nie. Al wat jy moet kom is, raak ontslae van dit wat vroeër gebeur het. Raak ontslae van jou verlede, want ek maak vir jou 'n pad, sê die Here vanmôre, in die woestyn. Vierde punt wat
wat so kosbaar is in hierdie geleesde gedeelte, wat vir my uitstaan. Hy sê, maak vir jou 'n rivier in die wildernis. Wie van julle was al in die bos gewees? Wie was al vasgevang en verdwaal in 'n bos? Jy loop in sirkels en in stakke wat jou krap en hierna 'n uur raak jy dors en jy soek water en dit voel of jy gaan ontwater en jy het nie rigting nie, jy weet nie waar om te gaan nie want jy het verdwaal. In 'n wildernis is so dat 'n plek waar jy jou half in verdwaal, daar is nie rigting nie. Jy het nie rigting om heen te gaan nie. Jy weet nie waar links is nie. Jy weet nie as jy nie 'n kompas het nie, jy weet nie maar waar noord is en waar suid is nie. Jy het eenvoudig net nie rigting nie. Nou kom God hier en hy sê, ek gee jou 'n rivier in die wildernis. Wat is die simboliek of die karaktereienskappe van water? Water bring lewe. Kom ons trek hierdie boodskap so 'n bietjie in die natuurelemente vanmôre in. Water bring lewe. Sonder water kan ek nie lewe. Suurstof ook, ja, maar in hierdie konteks praat ons hier van water en die Here sê hy in jou wildernis, jou lewe wat soos 'n wildernis is, bring ek 'n rivier. En wanneer water loop, dan veroorsaak dit 'n rigting. Water loop nie stroom op nie. Water loop in 'n rigting. En dan kom die Here, hy sê, hy lei my na waters waar rus is. In jou wildernis vanmôre, waar jy hier sit vasgevang, kom God. En ek sê vir jou vanmôre, in jou wildernis maak ek vir jou 'n rivier. Al wat jy moet doen is, breek deur die bos, breek deur die takke, breek deur dit wat jou weghou van lewe en kom by die bron van lewe uit. Kom op die plek waar daar rigting is. Want hierdie rivier loop ook in 'n sekere patroon. Hy kan nie eenvoudig nie berg op oor die vallei gaan nie. Daar is 'n rigting waar hierdie rivier in loop. Hierdie rivier hardloop in sy, hoe kan ek dit stel, natuurlike rigting deur hierdie wildernis tot op 'n punt van ewigheid waar hy sal bestem word. En God sê, hy gee vir jou daardie rivier om jou te lei, om jou rigting te gee in jou lewe, om jou ambisie te gee in jou lewe, om te vergeet van die bosse rondom jou en die verlede van die woestyn. Gee vir jou rigting met hierdie rivier, sodat jy kan kom op die plek waar hy wil hê jy moet wees. Ekskuus dan. Wat sê vanmôre vir jou, ek gee vir jou 'n rivier. Ek gee vir jou 'n rivier. En as jy vanmôre hier sit en om 'n lyn vra om na die klavier toe te kom. Ek ervaar vanmôre hier's mense met woestyn. Ek ervaar vanmôre hier's mense wat in 'n wildernis is. En jy sit eintlik hier vanmôre vasgevang. Jou eie gedagtes is vasgevang ook in hierdie warm, droë sand. En wanneer jy loop in 'n woestyn, dan hou die sand jou vas. Wie het al op sand geloop? Het jy al agtergekom, jy gebruik 2 keer die veel net die energie wat jy normaalweg gebruik as jy op sand loop, as wat jy op 'n harde oppervlakte loop. Dit maak jou moeg. Dit maak jou moeg. En jy sien die duin in jou lewe op. Maar die pad is hier langs jou. Want God het al reeds begin werk. Maar jy wil duin opgaan. Want die omstandighede sê jy moet werk om van die pad af. Ek
kan jy weet nie, ek weet nie hoe om op die pad te kom nie. God sê, draai net vanmôre na die pad heen. Gaan dit weer maklik maak. Los die verlede. Los die verlede. Los die verlede. Ek maak iets niets. Kom, ek wil nie vra dat die oë ons sluit vanmôre. As jy vanmôre hier sit in jou lewe en jy sê, Here, ek kan relate vandag. Ek kan my vereenselwig met hierdie kondisies. My lewe maak net nie meer vir my sin nie. Dis die een ding na die ander ding, na die volgende ding. Struikel oor die een klip en dan oor 'n dak. En dan oor die volgende voorwerp wat in my pad is. Dalk is dit takke wat lê in jou pad. Dalk is dit klippe wat lê in jou pad. Dalk is dit die woestynsand wat jou vashou vanmôre. Wil jy vanmôre net jou hand opsteek en sê, Here, ek wil na U pad draai in my lewe. Ek het gevorderd geraak al in my lewe. Ek het al geleer om 'n harde pad te stap, Here, en dit was nie vir my maklik nie. Daar's ander wat vanmôre opgaan, terwyl elke oog gesluit is. Is daar ander wat vanmôre opgaan, sê, Here, ek het die uitkoms nodig. Steek op jou hand. Liggaamlik, geestelik vanmôre, fisies, krag. God wil vanmôre in jou gees 'n wonderwerk doen. Hy het eintlik al reeds begin. Hy het eintlik alreeds begin. Al wat jy moet doen is sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Hier is ek. Vader, dankie dat ons in die lieflike naam van Jesus Christus, elkeen wat vanmôre hier sit en nou op hulle voete gaan staan, ek gaan nie uitnooi, stap van geloof te doen en op jou voete te staan daar is, met jou hand opgesteek, staan op jou voete vanmôre. Elkeen wat vanmôre opstaan en sy oorwinning vat, Here, dat U dit sal doen in hulle lewens vanmôre. Dankie, Here, dat U 'n pad maak in die woestyn. Dankie, Here, dat U 'n rivier gee in die wildernis. Al lyk dit verlore, Here, al lyk dit of dit nie hoop is nie, al lyk dit of niks meer kan gedoen word aan hierdie situasie nie, kom U in die grootheid en die krag en die heerlikheid en U doen 'n wonderwerk, Here, in elke situasie, in elke individu vanmôre wat opgestaan het in hierdie plek, Here, in elke individu se hart vanmôre, begin U iets niets wat uitsprei, Here, en Vader, ek bid vanmôre dat hulle dit sal sien wat gebeur, dat hulle dit sal sien, Here, U is besig om te werk in hulle lewens, Here, ek bid dit vanmôre af in die lieflike naam van Jesus Christus, in die lieflike name van Jesus Christus. Hy maak weg vir jou. Vanmôre het hy 'n afspraak met jou gehad. En as jy gebroken is daar waar jy is, kom en hy maak jou vanmôre heel. As jy stikkend is, sit hy die skerwe weer by mekaar. En hy sê, ek gaan weer my salfolie in jou uitgiet. Gaan jou weer volmaak. Wat die vyand kom steel het, dit wat die vyand kom verwoes het, verklaar ons in die naam van Jesus Christus. Verklaar ons in die naam van Jesus Christus. U doen die werk nou, Here. U doen die werk. In die lieflike naam van
Dankie, Here. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, net daarvan vat jy dit vanmôre in die stilte van sy teenwoordigheid. Vat vanmôre sy vrede. Vat vanmôre sy volheid. Ons eer U daarvoor in die lieflike naam van Jesus Christus.